So as die hemel op aarde span, het ons gesamentlik besluit om 'n draai te kom maak hier so by een van ons susterdorpies, Grootbrak, en ons het hande gevat met 'n paar besighede om te kyk wat hulle als aanvang. Die dorp Grootbrakrivier het ontstaan toe Charles Searle die kontrak gekry het in 1859 om die eerste tolhek te bedryf wat gebou is om die brug oor die rivier te finansier. Later het hy en sy familie 'n watermeel, 'n wolwassery, skoen- en stevelfabriek, 'n leerlooiery en 'n houtverwerkingsaanleg opgerig en bestuur. 'n Plaaslike raad is in 1944 gestig en in 1975 met 'n volwaardige munisipaliteit vervang. Wat aktiwiteite bied julle by julle skool aan wat soort van uniek is teenoor ander skooltjies? Ek dink die ding wat ons die mees uniekste maak, is die feit dat ons in hierdie pragtige vakansieoord geleë is. Dit's baie veilig, so dat jy nou hier sit, net die stemmetjies van die kinders hoor, dis hoe dit heeldag is. Jy hoor nie karre verbygaan nie, jy hoor, dis 'n rustigheid. So die kinders is baie kalm hier by ons en baie veilig en ek dink ook omdat dit 'n familiebesigheid is. So al die werkers wat op die perseel is, die bestuurder, my paale, almal van hulle is invested in die skooltjie. So die kinders noem al my pa oupa as hy vir my ry. So vir hulle is dit regtig, hulle voel tuis en hulle voel veilig. Die aktiwiteite wat hier aangebied word buite in ons skooltjie sin is playball, monkey gymnastics, hier word heerlike swemlesse by die swembad aangebied. Pottery klasse, hier's 'n ou wat golf afrig, ons ekstra wiskunde, ekstra leesklassies en dan self by ons volgens 'n heerlike en 'n baie lekker opvoedkundige kurrikulum. Maar ons sê altyd ons motto by die skooltjie is, hier leer ons speel. Dit is ons baie belangrik dat kinders nog die voorreg het om te kan speel. Absoluut. En van deesdae in vandag se lewe is daar min tyd. Jy weet, alles is gejaag, jy kry nie tyd om te speel nie. So dis vir ons belangrik hier dat hulle nog, en terwyl hulle speel, bevorder hulle fyn en groot motoriese ontwikkeling. So, en dan natuurlik wat ons nog uniek maak, is ons treintjie. Ons het 'n pragtige treintjie daar in die agtergrond wat julle nou sal sien verbyry. My paal het hom spesiaal gebou en hy word agter 'n golfkarretjie aangesleep deur die park. So dis baie lekker. En dan het ons 'n springkasteel wat maandag en Vrydag vir hulle opgeslaan word. En 'n mooi skopfietsbaan wat my pa se werkers ook vir ons gebou het. So alles wat hier gebou en gedoen word deur my pa en sy werkers gedoen in my swaar Benny. En ek moet sê toe ons hier aankom, obviously ons is nou 2 ouer mans. Ja. Hulle was baie soort van aan die begin toe ons inry by die hek. Wie's by? Is julle doodseker? Okay. Ek moet sê, dis 'n nice om te sien dat jy is ouer en ek dink vir my, byvoorbeeld my kind sit nou by die skool, so om seker te maak, jy weet jou kind is veilig. Yes. En dit is van hoogste prioriteit. Ja, nee, dis absolute prioriteit by ons en jy sal sien ons het 'n veiligheidsekuriteitsheining om die hele park. En dan is daar 2 hekke waar die ouers moet gaan. En soos jy sê, die tweede hek is daar ontvangsdame. By Swaar Benny is daar. So soos jy sê, hulle maak dubbel seker en ons het 'n interkomstelsel hier binne by ons. Hier's ook 'n kamerasisteem reg rondom die park as ook hier by die skool. So ons kan die hele tyd sien wie kom in en uit. So jou kind as hulle hier in is hulle hier en hulle is veilig. Waaruit bestaan die omgewing en hoe groot is dit? Hoeveel mense kan mens huisves wat hier kan kom karavaan en wat is soort van die moets en die moenies? Ja, kyk ons het 108 karavans, karavaan en tentstaanplekke. Ons het soos 1 of 2 of 3 wat spesifiek tent is wat bietjie klein is. Maar verder kan ouens kam deur mekaar karavaan of tent, jy weet, dit maak nie regtig saak nie. Dan is hier so 44 huise op die perseel, wat almal privaat eienaars is en van hulle verhuur dit ook uit vir naweke, vakansies, lang naweke en sulke goeders en dan ja, as ons het, as jy vat 106, so 600, as ons vol is, so 650 mense, kampeerders, en dan sit daar 6 persone per staanplek omtrent waarna ou kyk. En ons is baie sekuriteitsbewus, weet, ons het 'n omheining reg rondom die park, jy weet, en die ouers is baie gerus as hulle hier is. Byvoorbeeld Desember, die ouers gaan dorp toe, Mossel Bay, George, en los hulle die kinders so van 6 jaar oud tot Wat? Dis lekker. Ja, ons is bekend as 'n kinder- en dierevriendelik. Ja. Daai twee is baie dierevriendelik, ja, diere en kindervriendelik. dis ons is een van die min oorde nog wat dit doen. Hulle sê veral Weskaap begin 'n groot probleem raak wat dierevriendelik is. Oom John, die geskiedenis van die park, hoe lank is hy al in die familie, hoe het dit alles begin? Die park is bestaan al van 1964. Ek het hom gekoop in 1996 en en ek hou my van die Vrystaat af getrek hiernatoe en sover is dit 'n goeie skuif gewees.
Slegs 800 meter van die bekoorde Pine Creek vakansieoord ontdek ons 'n juweel in Grootbrak, die ou pastorie teetuin. Mense in Grootbrak hoor ek raak nog ons gereeld honger en hulle hou nie van selfs hulle eie kos maak nie. Ja. So ons dis aan die dag wat ons elke dag maak, ja. So Maar is 'n spesifieke dis elke dag. ja, Verskil hy elke dag of hy verskil elke dag en dis is 'n boereete. So soet bees curry op stampmielies met pampoenkoekies en karamelsous, oudtydse groenbone en partymal sit ons 'n nagereggie by. So ja, dan dit wissel so van 100 tot 115 rand. So die mense is op 'n WhatsApp groep, ons stuur dit uit. Hulle sê vir my Adel hou vir my 2 disse, ek kom haal dit. En hulle gebruik dit sommer in die aand om te eet, dan hoef hulle nie kos te maak nie of hulle kan hier kom sit en eet. So hulle geniet die gekookte eetes baie. dis En ek op dit kil elke dag, ja. of water my mond nou. Dis reg is. En dan wil ek amper dit voel vir my so, jy weet, ek weet ons het nou hier aangekom. Dit is nou tans 11:00 die oggend en julle is relatief vol. So hierdie is 'n soort van 'n get together plek waar die mense gaan kom bietjie kom sit, Ja. gesels, opvang op en is dit meerendeels locals of het julle baie uitlanders, ek praat van mense wat van ver om ook net te kom. Kyk, dit is baie locals, maar ons kry regtig 'n paar uitlanders wat ons dis wil kom uitprobeer want dit is mos nou Suid-Afrikaans. Ja. So ons kry die meeste van die tyd soos Duitsers, baie mense van Saudi-Arabië wat spesifiek wil kom, wat is dit, hoe proe dit, kan ons dit proe, kan ons dat proe. So ja, jy is redelik mense wat inkom en dan klein toergroepe ook wat hier stop met 'n bussie vol mense en almal kom eet jaffles en sulke Dit is tipe. baie. Slegs 800 meter verder gaan gesels ons met Richard van City & Suburbs Realty om te hoor wat is die stand van sake met eiendom hier in Grootbrak. Hoe lank bestaan die company City & Suburbs nou hierso al in Grootbrak? City & Suburbs Grootbrak is 3 jaar terug oopgemaak. Ek en my vrou Esmerie het die geleentheid gesien in 'n groeiende Grootbrak omgewing van Suidertyd kruis tot Glentana dat die dinge regtig besig is om plaas te vind. En ons is entrepreneurs en ons het die geleentheid aangegryp om hier so 'n tak oop te maak. Wat maak Grootbrak 'n cool plek om te invest of om eiendom in te hê? Ek dink Grootbrak het 2 elemente deesdae aan hom. Ek dink aan die een kant die vakansieverblyf is fenomenaal. Ek dink nie daar's 'n ander plek in vir my die wêreld waar mens eerder wil wees nie. Die strande, die eetgeleenthede, die aktiwiteite wat mens kan doen, die hele spektrum daarvan. Maar as mens kyk na permanente inwoning, is die baie geleenthede vir besigheid doen. Die ekonomie het gegroei, so om jouself te kom vestig in Grootbrak is 'n sustainable idee deesdae. Is daar nog 'n mark? Is daar nog huise vir mense om te koop? Nee, daar's verseker nog 'n plek om te koop. Daar's 'n plek ook vir elke begroting. Ek dink daar's ontluikende areas waar mens nog goeie deals kan koop en dan is daar die cream of the crops wat mens die voorste huis op die strand, maar dan betaal jy 'n premie want almal wil nou hier wees. Daar's 'n fokus op die klein goed wat dan uiteindelik die groot goed word. Die name van die strate word jaarliks opgeverf. Jy sal sien in Desember hang hulle liggies en daar's 'n fokus op die klein goedjies sodat die groot goed kan werk. Vir ons laaste stop hier in Grootbrak gaan kyk ons na 'n familiebesigheid. Die Grootbrak apteek wat reeds in 2002 gestig is deur die Fik familie. Die apteek staan nie net bekend vir hulle goeie diens nie, maar ook vir daardie spesiale en persoonlike aandag aan hul klante. Die sukses van hierdie groot maatskappye word bepaal deur wat? Dienslewering. Alipad. En ek dink dis wat van een van die dinge wat mense sien as mense hier aankom is, ek weet nou, ek was nog net een keer hierso. Daar is oom se stoel, waar oom sit nie nou hier nie, maar daar waar oom sit in die apteek, ons gaan dan net daar 'n bietjie kyk. Hy teken die voorskrifte af. Ja. En dan 'n interessante ding wat ons nou afgeneem het is, julle doen 'n baie interessante ding wat ek nie dink ander apteke doen is waar julle die mense se pille vir hulle verweeklik uitset. Dan Hoe is dit? So vir jou mense in die aftreeoorde, is dit baie moeilik as jy 10 of 12
pakkies pille het, dan pak ons dit so klaar so reg. So as jy by maandagoggend kom, dan drink jy die hele hokkie. Ja. En dan help dit om nie te vergeet nie en jy raak nie deur mekaar met jou pille nie. Absoluut. Dit is baie goed. So ons storie hier werk so jy moet 'n goeie span voor hê, jy moet 'n goeie span agter hê. Dan sit jy met die mense wat voor jou staan, wat jy help. Dan kom die telefoonoproepe in. En dan kom die WhatsApps in. En dan kom die e-mails in. En dan kom die blister packs wat ons maak. Ja. So die wat jy daarvoor sien, is dit 'n gedeelte. Basies het julle die fasette van dienslewering as julle eerste prioriteit. Tweede het julle die kliniek en dan het julle die baba sentrum vir die vrouens ook. Ja, gewoon Chris sien ek maar as ek val weg van die huis of so. Ek weet hom maar hy is ook altyd 'n grapgever. As jy iets sê, dan sal hy die harte laag en hy het altyd tyd vir 'n grappie. Ek het nou vir 'n ander vraagie wat ek wil vra, 'n groot debat daaromtrent nou op Hemel op Aarde se platform is inspuitings word gegee terwyl 'n mens staan, maar nie terwyl jy sit nie, of hoe dan anders? Die twee fiks het moes 'n manier om as hulle wil spuit met jy sit en dan kruip hulle so van agter of so. Ek het gehoor, ek gesê ek kan dan nou vir Theo vra of my so enetjie te... Dit is vir my altyd 'n bietjie ongemaklik so met die mans wat jy moet sit en dan kruip hulle jou so van agter. Ja. Ja, ek staan maar altyd en spuit my eie self, so ja, dis nie fout. Dis al snaakse ding wat altyd vir my is as die mense inkom en hulle vra dat een van hulle kan spuit, dan ek altyd so vinger in op my straat en pen. Jy gaan dit gaan wissel van hoe 'n persoon geleer het. Ja. Nie een van die tegnieke is verkeerd of so nie. Ek het nou maar van my pa geleer om die persoon te laat sit. Ja. Hoewel ons op universiteit ook geleer het, maar dit werk vir my die spierontspan beter. Dit is vir my ek terg altyd dan sê vir die persoon wat dooier is, want ek kan my arms op die bed neersit so. Ek hoor jy sê. Dit is nou maar net ek spuit nou 15 jaar plus so en dit werk vir my. Tim Braam met julle metode? Hy hou weer van die saam, maar ek het al deur Bravo gespuit, want so nou dan het mens ook maar self maar 'n spuiting nodig. Ja, is vir my glad nie seer nie, maar dit is so hy gewoond is. So ek dink die groot ding is om te spuit soos wat want jy het die hele stelsel, jy moet kyk dat as die inspuiting in is, moet jy die tydjie trek, laat daar basies seker maak dat hy nie binne 'n aar sit nie, jy moet kyk dat hy in die regte spier is. So is belangrik dat jy spuit die manier waarop jy gewoond is. Dis baie interessant. So as baie van julle daar buite is, los ons asseblief 'n comment onder in die comment box en sê vir ons, sit, staan en of jy nog nooit aan die sit ene gedink nie, want ek het byvoorbeeld nog nie geweet van die sit ene tot vandag toe nie. Dit was nou werklik 'n lekker ervaring gewees hier so in Grootbrak, net so Discount George. 'n Mens verwag nie wat hulle alles hier het om te bied nie. En ek dink dis soort van iets wat ons as Suid-Afrikaners al hoe meer en meer moet doen is. Klim in jou kar, al bly jy hier so op Hemel op Aarde in die tuinroete. Ry 'n draai, kom kyk wat hulle al hier so bied. 'n Ding wat julle nie sal weet nie is dat Grootbrak is een van die eerste dorpe wat ooit elektrisiteit gehad het in die hele Suid-Afrika. En dit weet ek hoe? Net dat ek nie deurgeloop het.